Een van die hartseer verhale in die Bybel is seker die verhaal van Nabot se wingerd. En hier by Jesreel kyk ons uit. Dit was waar Agab sou gestaan het om af te kyk op Nabot se wingerd. Hierdie mooi wingerd het koning Agab begeer. En ons lees daarvan in 1 Konings 21 vers 3. En Nabot antwoord Agab: "Laat dit ver van my wees by die Here, dat ek jou die erfdeel van my vader sou gee." Hier in Jesreel teen die vrugbare vlakte het 'n klein wingerd gestaan, en vir geslagte roep het steeds dieselfde boodskap. Koning Agab het die wingerd van Nabot begeer om 'n groentetuin daarvan te maak. Ander vertaling sê 'n kruietuin. Vir die koning was dit maar net 'n stuk grond, 'n stuk aarde wat reg langs sy paleis was, maar vir Nabot was dit heilig. Dit was 'n erfdeel van sy vaders, 'n geskenk uit die hand van die Here. Daarom antwoord hy as volg: "Laat dit ver van my wees by die Here." Agab se frustrasie en begeerte het hom siek gemaak. En Isebel het toe 'n bose plan uitgedink. Met vals getuienis het sy Nabot laat veroordeel en stenig. Die bloed van 'n regverdige het in die stof van Jesreel geval, maar dit het nie ongehoor gebly nie. Die Here het vir Elia gestuur met 'n boodskap van oordeel oor Agab en Isebel. Hierdie verhaal wys vir ons hoe die magtiges mag kan misbruik en hoe die onskuldiges kan ly, en hoe dit soms lyk of die boosheid seëvier, maar die Here vergeet nie. Hy is die bewaker van die erfenis van sy kinders. Hy sien elke traan, hy sien alle onreg, elke daad van gierigheid en geweld, en hy sal sorg dat geregtigheid geskied. Hoe hanteer ons dit as ons onregverdig benadeel word? Vertrou ons dat die Here ons regter is en dat hy vir ons sal intree? Nabot het nie sy erfdeel verkoop of sy geloof in die Here versaak nie. Selfs al het dit sy lewe gekos. Sy verhaal herinner ons daaraan om vas te bly staan aan dit wat die Here aan my en jou toevertrou het, en om te glo dat hy regverdig sal oordeel.